Goeiedag. Groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ons koning, ons verlosser, ons saligmaker en ons Heer. Ehm Vandag se onderwerp van die video gaan wees die swaard van die Gees. En dit het ons mos nou behandel met die vorige video toe ek oor lig en duisternis gepraat het, hoe om jou lamp te beskerm en dat hoe ehm jy die volle wapenrusting van God moet aantrek. En ons gaan elke een van daardie wapenrustings in die volgende paar weke behandel en julle net 'n bietjie meer um in detail 'n bietjie meer na elke wapenrusting gaan kyk, sodat 'n mens net kan besef hoe belangrik elke wapenrusting vir die kind van die Here is. Dat 'n mens sal besef hoekom hy sê vir ons in die woord in Efesiërs 6 dat ons die volle wapenrusting moet aantrek om staande te kan bly teen die liste van die duiwel. So, om 'n goeie punt om te begin mee is in 1 Tessalonisense 2 vers 3 wat sê: "Daarom dank ons God ook sonder ophou dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo." Ja, elke kind van die Here moet op hierdie punt begin as ons oor die woord van God wil praat, as ons oor die Bybel wil begin praat. En jy moet jou die vraag afvra: sien jy die woord van God as die woord van mense wat deur mense geskryf is en dit is waar dit bly? Of sien jy werklik waar die Bybel, die woord as die woord van God? Dis deur mense geskryf, ja, maar dit is geïnspireer deur God homself. En dit is 'n goeie punt om mee te begin, is dat jy werklik waar net sal besef dit wat jy in jou hande het en wat jy besig is om te lees, kom van 'n heilige, almagtige, alwetende, alomteenwoordige grootte God. En dat 'n mens dit dan met meer respek sal hanteer en dat jy werklik waar sal inneem wat die Here vir ons probeer leer uit sy woord. Dan kan ons kyk na 2 Samuel 22 vers 31 en Psalm 18 vers 31. Die twee versies is presies dieselfde. Die weg van God is volmaak. Die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Hier sê dit duidelik vir ons dat die woord van die Here is gelouter. So dit is al getoets. En 'n mens kan dit aanvaar. Ons kan ook sê soos wat Paulus in 1 Timoteus 1 vers 15 gesê het, waar hy gesê het, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangehang te word, dat Christus Jesus na hierdie wêreld gekom het om sondaars te red, waarvan ek die vernaamste is. Daardie versie het ek in my heel eerste video behandel toe ek die 10 gevare van godsdienstige tradisies gedoen het. So, dan besef 'n mens net dat dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangehang te word. En dan as ons Spreuke 30 vers 5 sê dit ook, elke woord van God is gelouter. Beteken dit is getoets. En hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Nou, een ding wat jy in die woord, as jy begin om in die woord meer te bestudeer, gaan jy agterkom dat die volle wapenrusting van God is, as ek die Engelse woord kan gebruik, hulle is intertwined. Hulle is in mekaar ingeweef. En hulle die een het die ander een nodig. En ons gaan 'n bietjie later dit sien hoe die skild van die geloof
en die woord van God in mekaar ingeweef is. En dan gaan 'n mens ook later sien dat hoe die borswapen van geregtigheid saam met die skild weer ingeweef is. En dat die helm van verlossing ook saam met die woord en alles ingeweef is. En dat alles, die woord van God, alles in mekaar ingeweef het. En dat dit daarom belangrik is dat ons as kinders van die Here moet besef dat ons het die volle wapenrusting nodig, want die een het die ander nodig. So as 'n mens net byvoorbeeld gaan kyk na die versie Romeine 10 vers 17 wat sê die geloof is dus die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So hier kan 'n mens duidelik sien dat die skild van die geloof kom van die woord van God. So as jy miskien 'n kind van die Here is en jy vra vir jouself, Here, gee vir my meer geloof. Here, ek wens ek het meer geloof. Here, kan ek meer geloof kry? Here, help my dat ek meer geloof in U het. Kind van die Here, staan op, soos ek gesê het, en word verlig. Neem jou woord, neem die Bybel op en begin die woord van God lees en bestudeer en bepeins, want die woord sê vir jou, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Hoe meer jy die woord van God gaan bestudeer, gaan jy meer besef dat hoe groot God is en jou geloof gaan deur die woord van God groei. As dit vir u nou meer sin maak, dat die twee het mekaar nodig. En dan kom ons by die volgende gedeelte, Hebreërs 4 vers 12. Wat sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Ja, hierso kan 'n mens sien dat my dit so mooi in sê dat die woord van God is lewend. Dit is wat jy moet besef, dit is lewend want God is lewend. So sy woord is lewend en is kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dat die woord van God het 'n manier om in te dring in jou hart in. En dit kan 'n mens sien in hierdie versie. Ja, daarom sal ons nou werklik waar net moet besef dat omdat die woord van God lewend is, moet ons regtig probeer tyd spandeer in die woord van God. Dan kom ons by Openbaring 19 vers 13. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam is die woord van God. Die persoon wat hy van praat wat bekleed was, ons praat van Jesus Christus. Hy's die een wat met sy bloed betaal het. En dat sy naam is die woord van God. So een ding wat ons moet besef, mense, is dat die woord van God het nie goedkoop gekom nie. Kom dat ons een ding mooi besef. Die woord van God het nooit goedkoop na ons toe gekom nie. Daar's baie bloed gestort vir die woord van God. As jy kyk hoe die profete, Jesaja en al daai profete gedoodgemaak is vir die woord van God en hoe Jesus Christus die finale prys vir ons kom betaal het op die kruis, dan moet ons besef dat die woord van God is met bloed gedoop. Dat daar het baie mense gelei vir dit. En dis wat die woord van God so kosbaar maak. En sê dat jy hoor baie maal die argument wat mense sê, ja,
die apostels, hulle het al hierdie dinge net gesê en geskryf en goeters sodat hulle kan wins ontvang uit hierdie hele. Hulle het geen wins ontvang nie. Elke een van daardie apostels wat die Here gevolg het, is gemartel en hulle is dood op gruwelike maniere. So die woord van God is duur gekoop. Dan Jesaja 40 vers 8. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onsse God hou stand tot in ewigheid. Hou stand in ewigheid. Halleluja. Dit is, jy kan nie besef nie, dit is die woord van God sal stand hou in ewigheid. Al word die woord van God hoe aangeval. En daar is op die stadium is daar 'n verskriklike aanval van die Islam, van die moslems af op die woord van God. Verskoon my. So die Here sê vir ons hier in Jesaja 40 vers 8 en jy gaan dit in baie ander gedeeltes ook in die woord raak lees, dat die woord van ons God hou stand in ewigheid. Hulle kan kom, hulle kan dit probeer verwoes, hulle kan die Bybels uitbrand, hulle kan doen net wat hulle wil. Die woord van God sal standhou tot in ewigheid. En dan sal ons sien in Jesaja 8 vers 9, dan kan ons hierso lees. Die slim mense kom in die skande, is versla en verstrik. Kyk, hulle het die woord van die Here verwerp. En watter wysheid sou hulle hê? Hier kan 'n mens sien dat die woord van die Here is wysheid. As jy nie die woord van die Here deel maak van jou lewe nie, dan het jy nie regtig wysheid in jou lewe nie. Jy sukkel om jou pad te vind. En dan kom ons by Psalm 119 vers 9, wat sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. As jy jou lewe wil suiwer hou dit volgens die woord van God. Weet die Here waarsku ons in sy woord met soveel dinge en dat daar soveel dinge wat in die woord van die Here staan wat vir jou as jong mens nie altyd sin maak nie. Maar wie as jy begin ouer word, dan wens jy eintlik pleks ek maar my lewe gehou het volgens die woord van God, dan sou ek baie minder probleme vir myself veroorsaak het. En goed. Want as jy gaan lees in Psalm 119 vers 105, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Daar sê dit duidelik vir ons dat die woord van God, die Bybel is amper so 'n kompas. Ek sien dit baie maal as 'n kompas om vir my rigting te gee en vir my te verduidelik hoe ek my lewe moet lei, want daar's baie lokvalle en strikke in die wêreld wat ons kan vermy as ons volgens die woord wandel. Dis amper soos iemand wat in die veld loop en jy gaan in 'n veld in en die persoon sê vir jou, hoor hierso is, as jy op die pad bly, gaan jy veilig wees. Bly net op die pad. Moenie afdwaal nie, want daar is landmyne langs die pad en jy kan miskien jouself beseer. Maar nou ons as mens, ons is slim en ons wil mos nou wys dat kyk jy, ons kan ons eie kop val. Ons het ons eie willetjie. Dan loop jy op die pad
En dan sien jy iets wat jou aandag aftrek, dan dwaal jy nou af van die pad af. Dan trap jy nou 'n landmyn raak. En dan wil jy terugkom en dan wil jy nou vir die Here vra, Here, hoekom het dit met my gebeur? Dan al die Here vir jou sê, my kind, ek het vir jou so mooi verduidelik. Bly op die pad. Hy sê vir ons so duidelik in Psalm 119 vers 9. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Dit is so belangrik as jong mense net dit kan besef. Laat die woord van God jou maatstaf wees waarvolgens jy lewe en hoe jy dinge beoordeel. Nou goed. Dan kom ons by Jeremia 15 vers 16. Toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. En u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here, God van die leerskare. Ja, dit is vir my, as ek hierdie versie elke keer lees, dan dink ek so, wanneer jy as die jou hart vir die Here gegee het, en jy daai vuur gehad, en Jesus het daai lamp in jou kom aansteek, en jy kon nie genoeg gekry het van die woord van God, jy wil die Bybel lees, en jy wil bestudeer, en jy's vurig, en jy het vreugde, en jy het vrolikheid in jou hart, en alles, en met tyd, het dit verminder, en jy het minder uitgesien om die woord van God te eet, en daai ywer was nie meer daar nie. Dis omdat die lamp van jou gees het begin verdof. En die rede hoekom dit gebeur het, is omdat daar nie genoeg olie was nie. Jy is nie bereid altyd om die put skoon te maak, om elke dag sodat die lamp kan helderder skyn nie. Mense, dis hoekom ek dit so kan beklemtoon, dat ons het die Heilige Gees so nodig, om daai vreugde en vrolikheid in ons harte te kan hê. Toe u woorde gevind is, toe ek tot die Here gekom het, en besef het, ek is 'n groot sondaar, ek het die Here nodig, het ek hulle opgeëet, en u woord was vir my vreugde en vrolikheid, en vir my hart. Mense, verlang ons nie altyd om terug te kom daarna nie. Kom ons maak 'n poging om werklik waar 'n bietjie meer tyd met die woord van God te spandeer. Want die woord van God is so belangrik. As ons Matteus 4 vers 4 en Lukas 4 vers 4, albei hierdie teksgedeeltes wat vir my so verbasend is, dat in Matteus en Lukas, twee verskillende skrywers, sal hierdie twee versies op presies dieselfde plekke in hulle boeke verskyn. Dit sê, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mense sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Ekskuus tog. Hierso moet ek net noem, dit is hier waar die Here klaar gedoop is. Hy is in die woestyn ingelei deur die Heilige Gees, en hy vir 40 dae het hy gaan vas in die woestyn voordat sy bediening begin het. En die duiwel kom na toe en hy sê vir hom, vat hierdie, jy's mos die seun van God. Vat hierdie klippe en maak jy hulle brode. En hoe die Here hom geantwoord? Hy het hom geantwoord met die woord. En hy sê vir hom, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Wat is die woord wat uit die mond van God uitgaan? Die Bybel, die woord van God, is ons brood.
En Jesus het ook gesê dat hy is die brood van die lewe. Hy is die lewende water. Ek het vanoggend 'n vraag gevra vir van die jeug. Toe vra ek vir hulle, maak dit nie sin dat die liggaam is tydelik. Ons almal weet dit. Die liggaam is tydelik. Nou om die liggaam aan die gang te hou, moet ek brood en kos inneem. Maar as die liggaam vergaan, wat bly oor? Jou siel en jou gees. En wat voed dit? En dit gaan vir ewig bly. Maak dit nie sin dat ons eerder moet meer fokus om seker te maak dat ons gees reggevoed word voordat die liggaam reggevoed is nie. As jy jou liggaam wil voed elke dag, hoekom voed ons nie ons gees elke dag nie? Weet daar soveel baie mense wat die woord van die Here miskien 1 keer, 2 keer, 3 keer 'n week optel en 'n bietjie lees. Maar doen ons nog regtig moeite om die woord van die Here op te tel en tyd te spandeer om dit te bestudeer en te bepeins? Weet jy, daar's soveel goed wat die Here vir 'n mens uit sy woord uit wil leer. En weet jy wat, ek het ook al agtergekom dat die Heilige Gees werk baie maal deur die woord van God met 'n mens. Dat hy openbaar sekere goed vir jou in die woord, sodat jy beter kan weet en dat jy net dinge beter sal verstaan, dat jy die koninkryksbeginsels sal kan begin verstaan. Dan kom ons by die volgende gedeelte is 1 Timoteus 4 vers 5. Wat sê, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. Die woord van God heilige mens, dit laat 'n mens besef regtig dat wat 'n mens nodig het en dit heilig 'n mens regtig dat jy kan regtig verkoop word deur die woord van God. Dan Lukas 11 vers 28 en hy sê, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Hier sê Jesus duidelik dat ons sy woord moet hoor en dit moet bewaar. Nou, as jy ook in die woord gaan lees, dan gaan hy vir jou verduidelik, verwys hy na dat jy die woord van God in jou hart moet bewaar. Dat jy die woord van God op jou harttafels moet skryf. Dit moet deel word van jou. En doen ons nog regtig moeite om partymal die woord 'n bietjie te memoriseer? Nou goed. Jy is nooit te oud om die woord van God te begin memoriseer nie. Dit vat net 'n bietjie tyd, maar 'n mens moet dit hoor en dit bewaar. Want salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. En dan kom ons by een van die aspekte wat dit baie hartseer is eintlik, is dat die kerk, die bruid van Christus sukkel met hierdie een. En dit is Lukas 8 vers 21. Maar hy antwoord en sê vir hulle: my moeder en my broers is die wat die woord van God hoor en dit doen. Eina. Sluit my in dat mense ons kan in Jakobus 1 vers 22
sê dit ook so duidelik, en word daders van die woord, nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Ons moet werklik waar, soos ek aan baie van my vorige video's gesê het, kind van God is 'n disipel. Disipelskap is aktief. Godsdienstige tradisies is passief. Ons moet daders van die woord word. Dis uiters belangrik dat ons hierdie punt sal besef. Nou goed. En dan wil ek net 'n paar 3 versies net ook behandel. En dit is amper soos waarskuwings wat in die woord is. Ons gaan na 2 Korintiërs 4 vers 2. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. Baie duidelike waarskuwing hierso. Vervals die woord van God nie. Moenie die woord van God verdraai in dit wat jy wil hê dit moet verdraai nie. Daar is vandag verskriklik baie leringe van mense wat die woord van God verdraai. Mense, ek en jy, ons almal weet, enige iemand kan 'n versie vat en dit heeltemal uit konteks uit verdraai. Maar dit is waar dit nou belangrik raak, dat jy die woord van God jouself moet leer ken en bewaar binne in jou, sodat as iemand met 'n versie na jou toe kom en dit vervals die woord van God, dan kan jy dit mos nou meet in dit wat jy in die woord van God geleer het. As jy nie weet wat die woord van God sê nie, hoe gaan jy weet dis vals? Gaan jy na die pastoor toe hardloop om die pastoor te vra? Hy's ook 'n mens. Onthou, ek het in die video wat ek gepraat het oor oor die Heilige Gees, die Gees van waarheid, waar dit duidelik sê is dat die Heilige Gees is daar om ons te leer. En ons het niemand nodig om ons te leer nie. Ons het die woord van God, ons het die Heilige Gees om ons alles te leer. Dis hoekom dis belangrik dat ons die woord van God sal bestudeer en bepeins en dit sal leer ken en bewaar en dit dan sal doen, want ons sal dan baie makliker kan sien wat is vals, wat is opreg. Markus 7 vers 13. So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorleweringe wat julle bewaar het, en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. Hierdie gedeelte het ek in die heel eerste video behandel waar ek gepraat het oor die Fariseërs, dat hulle maak die woord kragteloos deur godsdienstige tradisies vas te hou. 2 Korintiërs 2 vers 17. Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God. In die teenwoordigheid van God spreek ons in Christus. Mense, dit is werklik waar wat vandag baie gebeur. Ons almal ken die prosperity teachings en goeders waar hulle die versies verdraai en hulle wil net die goeie gedeeltes van die versies vir jou voorhou, dat as jy jou geld vir hulle sal gee, gaan die Here jou seën, en dis goed en wel, maar hulle gee jou valse leringe sodat hulle jou geld kan steel. Hulle dryf handel met die woord van God. Dit is wat ons ook nie moet doen nie. Dit gaan nie oor myself nie, dit gaan oor daardie persoon se siel
en dit wat hy moet hoor van die evangelie, dat Christus het vir hom die volle prys betaal. Ten slotte, 1 Johannes 2 vers 5. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Dan kyk ons na 1 Petrus 1 vers 23 en 1 Petrus 2 vers 2. Ons gaan na die gedeelte van 1 Petrus 1:23 tot 1 Petrus 2 vers 2 gaan ons dan gou ook na kyk. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Hier kan ons duidelik sien, mense, dat alles is tydelik. Ons weet alles wat ons hier rondom ons sien is tydelik. En dat ons werklik waar moet terugkeer soos pasgebore kindertjies en net moet verlang na die woord van God soos die melk wat 'n babatjie nodig het, sodat ons kan opgroei. So as jy die vraag vir jouself vra en jy is 'n kind van die Here en jy sê, Here, ek wil graag opgroei en ek wil meer weet van U en ek wil U beter leer ken en ek wil geestelik begin groei sodat ek 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Dat ek werklik waar 'n ware disipel kan wees vir U en dat ek my getuienis kan uitdra. Ja, so dit is belangrik dat ons net sal besef dat ons het die woord van God baie nodig. En ek hoop dat u dit 'n bietjie beter verstaan en dat 'n mens net verstaan dat die swaard wat die woord van God is so belangrik in ons lewe as kind van God. So kom ons bid saam en dan kan ons afsluit. Dankie Hemelse Vader vir die voorreg om na U toe te kan kom en vir U net te sê baie dankie vir U kosbare woord wat U vir ons gegee het. Here, dat ons net sal besef dat dit is 'n kosbare woord, Here. Daar's baie bloed gestort vir hierdie woord. Here, en dat U woord is gelouter en dit is getoets, Here. Maar dit is U woord, Here. U hou dit in stand tot in ewigheid. Niemand sal dit kan verwoes nie. Niemand sal dit kan wegneem nie, Here. Here, help ons as kinders van die Here dat ons U woord sal begin opneem en dit sal begin lees en bestudeer en bepeins, Here, sodat ons U beter kan leer ken en dat ons werklik waar onsself kan bekragtig vir wanneer daar aanvalle deur die duiwel gedoen word. Want U woord leer ons in Efesiërs 6, Here, dat ons die volle wapenrusting moet aanneem, sodat ons kan staande bly teen die liste van die duiwel. Dankie Here dat ons U woord kan neem
en kan weet dat dit is meer as genoeg saam met die res van die wapenrusting om weerstand te kan bied, Here. Here, help dat U Heilige Gees die naprediker sal wees en dat elke persoon wat hierdie boodskap of hierdie video na kyk, dat hulle geseën sal word en hulle 'n besef sal kry en dat daar 'n honger in hulle sal opkom om die woord van God op te tel elke dag en dit te lees en te bestudeer en om U beter te kan leer ken, Here. Ek loof U en ek prys U en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, saligmaker, koning en Heer tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie mense. Ek hoop julle het 'n fantastiese week en mag die Here julle seën en mag die woord van God julle verryk in die kennis wat hy daar vir ons geplaas het. Dankie.